As jy jou Bybel vanoggend saamgebring het, ek hoop jy het Genesis 1. Heel in die begin. Somme bladsy 1, Genesis 1. Ons gaan saam lees uit Genesis 1 en ons gaan saam lees uit Johannes 1 uit ook. So dis ons groot twee teksgedeeltes, Genesis 1, Johannes 1. Die kern van vanoggend se gedeelte gaan daaroor dat God kom sê, of Jesus kom sê, ek is die lig vir die wêreld. Jesus kom sê, ek is die lig vir Nelspruit Suid. Jesus kom sê, ek is die lig vir jou. Kom ons sluit die oë. Vader, as ons vanoggend oor hierdie wil gesels, dan kom buig ons voor U neer. As vrygespreekte kinders van U. Dankie vir die vryspraak, vergifnis. Dankie dat ons met vrymoedigheid voor U kan buig vanoggend. Ons kom bid as 'n gemeente, eendragtig saam, dat U hierdie woord vir ons oopbreek en die geheime en die skatte bekend maak. Dat ons U grootheid en die heiligheid sal sien. U heerlikheid wat hierin gereflekteer word. Here, maar ons kan dit nie doen as ons net met ons eie denke hierna kyk nie. Daarom kom bid ons dat U ons geestesoë sal oopmaak. Dat U ons geestesore sal oopmaak. Dat ons gees oop sal wees vir U geestelike werking. Want Vader, ons wil U aanbid vandag, soos wat Johannes 4 ook sê, in gees en in waarheid. Kom praat met ons, Here. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ek weet nie van jou nie, maar ek hou nie van die donkerte nie. Duisternis, donkerte. Ek dink daar's niemand wat daarvan hou nie, want gewoonlik in donkerte is waar die gevaar skuil, waar die onbekende is wanneer dit donker is. In die donkerte is daar gewoonlik hierdie groot grillerige goggas wat daar skuil, of vir 'n kind is dit hierdie monster met sy kloue en sy skerp tande wat daar in die donker skuil, en om dan nog in hierdie donker gang af te loop daar na jou kamer toe is iets vreesliks en verskriklik, en om aan die slaap te raak in die donker vir 'n kind is iets verskriklik. Vir volwassenes is die donker dalk ook moeilik, né? Want die donker sê vir ons, daar's die onbekende, en die onbekende skep onsekerheid by ons. Dit maak die lewe vir ons moeilik. So niemand hou van donkerte nie. Die oplossing, as jy nie van donkerte hou nie, kry 'n nagliggie. As die mooiste nagliggies wat ons sien, wat as jy jong kinders het, dan sit jy so nagliggie aan iewerste wat net so skyn. Baie mense los iewers in die huis net 'n lig aan, of die buitelig wat so inskyn, né? Maar die mens, ek en jy, is net eenvoudig nie gemaak vir donkerte nie. Ons oë is nie gemaak vir donkerte nie, dis hoekom ons nie in die donker kan sien nie. Ons het ook, ek dink is Vitamiene D wat ons liggame nodig het, né? Van die sonlig, van lig. So ek dink as 'n mens jou heeltemal sou toesluit in 'n vertrek en dit is pikdonker, sal jy éventueel sterf. Plante het ook sonlig nodig. Ons het dit al van skooltyd af geleer dat plante moet kan fotosenteer met sonlig. As daar nie sonlig is nie, kan plante nie fotosenteer nie, gaan hulle dood, hulle kan nie voedsel vervaardig nie, ons gaan éventueel nie van die voedsel kan kry nie, en daar gaan nie suurstof wees nie, want as plante fotosenteer, dan in die hele proses word daar ook suurstof vrygestel. So donkerte
is nie altyd goed vir ons nie. Die Bybel praat ook oor donkerte. Maar wanneer die Bybel oor donkerte praat, dan kan ons dit ook indeel gewone donkerte van die nag. Na die dag is daar donkerte, dan is daar ook 'n ander donkerte waarvan die Bybel praat. En dis 'n geestelike donkerte wat daar is. 'n Geestelike donkerte, en as die Bybel daaroor praat, is dit interessant dat hy gebruik 2 verskillende woorde in die Hebreëus as hy daaroor praat, om net gewone geestelike donkerte voor te stel en iets daaroor te kan sê, en dan net gewone dag en nag donkerte. Dit is weer 'n ander woord wat hy gebruik. Nou as ons gaan, ek wil jou heel eerste vat na die eerste skepingsverhaal toe in Genesis 1. Ons ken dit so goed. Maar het jy dit al regtig gelees wat daar staan? Daar staan in die begin. Ek gaan net vir ons so die eerste 4 verse lees. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Dit was donker op die diep waters. Maar die gees van God het oor die waters gesweef. Toe het God gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. God het gesien die lig is goed, en hy het die lig en die donker van mekaar geskei. Ons het dit al van kleintyd af gelees, maar weet jy wat eintlik hier staan? Hier is soveel meer ingebou. So ek wil jou vandag op 'n reis neem. Maar die doel van vandag se reis is om vir jou net te sê, die eindpunt waar ek jou wil bring, is om vir jou te sê, hoekom sê Jesus, hy is die lig? Hoe kom hy daarby uit? Hoe kom hy daarby uit? En dit is die reis wat ons gaan neem. En ons moet begin by Genesis. Nou kom ons kyk mooi, die teks gaan weer op die bord, Prins, as jy hom weer vir ons opsit, op die bord verskyn. Hy sê, wat ek hier gelees het, so die vraag is, ek het baie navorsing, of ek het soveel as moontlik probeer lees oor die goeders. So, die vraag wat ons nou vir mekaar moet afvra, want hier staan, in die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar gewees, en dit was donker op die waters, maar die gees van God het oor die waters gesweef. En toe het God gesê, toe hy na die hele storie kyk, toe sê hy, laat daar lig wees, en daar was lig. Hy het dit net gespreek, en daar was lig. Sy woord het net gespreek, en daar was lig. En hy het gesien, hierdie lig is goed, en die lig en die donker het van mekaar geskei. Nou as jy eers gaan kyk, as jy mooi gaan lees, dan gaan jy sien, eers in vers 14, op die 4de dag, maak hy die son, maak hy hierdie hemelliggame, maak hy die son, die maan, die sterre. So hierdie lig waarvan hier vertel word, is iets anderste. Hierdie lig is God se teenwoordigheid. Wanneer hy kom en hy sê, alles is donker. Maar ek beweeg in met my teenwoordigheid. Met daai heilige teenwoordigheid van hom, wat as 'n lig voorgestel word. Die Bybel praat ook, julle het al gehoor van die woord Shekinah, die heiligheid, die heilige teenwoordigheid van die Here. So kom ek beweeg in met hierdie heilige teenwoordigheid van my, want dit is goed. Maar kyk wat gebeur, toe God inbeweeg in hierdie wêreld, toe hy gesê het, laat daar lig wees in vers 3, en daar was lig, hy het ingekom met sy teenwoordigheid. Hierdie lig was goed, het hy die lig geskei van die donkerte. Nou hierdie donkerte waarvan gepraat word, is nie soos wanneer dit nag is nie. Wanneer jy nie voor jou oë kan sien nie. Hierdie donkerte, wanneer die Hebreëse teks van hierdie donkerte praat, dan is daar 'n mate van duister, 'n mate van 'n negatiewe mag wat daar is. Nou God sê, ek skei my van daai negatiewe mag. My teenwoordigheid kom in, en waar my teenwoordigheid inkom, is daar lig.
Maar die teenwoordigheid van daai negatiewe mag, daai donker, daai duister is daar. Want as jy mooi gaan kyk, ek wil nou nie vandag akademies raak nie. So die woord wat hier vir donker gebruik word en die woord wat daar by vers 14 gebruik word. 14 vers 15 wanneer hy praat van dag en nag, onthou dit verskil. So hierdie is meer 'n geestelike geval. Vers 14 en vers 15 wanneer hy die hemelliggame maak, dan is dit fisies. So hy sê ek beweeg in met my teenwoordigheid. God wat lig is, kom maak 'n verskil hier in hierdie donkerte op hierdie aarde. En hy sê dit was goed gewees. Nou as jy Openbaring 21 vers 23 daar aan die einde van die Bybel kom, wanneer hierdie aarde nie meer daar is nie, wanneer daar 'n nuwe Jerusalem is, nadat God geoordeel het, dan sê hy daar in daardie gedeelte, dan praat hy iets oor sy teenwoordigheid, sy Shekinah. Dan sê hy in die nuwe Jerusalem waar ek en jy, as ons in Christus is, waar ek en jy gaan wees, dan sê hy in die nuwe Jerusalem sal daar nie hemelliggame wees nie. Daar sal nie lig, daar sal nie 'n son wees nie, daar sal nie maan, daar sal nie sterre wees nie. Want ek met my teenwoordigheid daar sal alles verlig. En dan sê hy, en die seun, die lam, Jesus Christus, gaan die lamp wees. Jesaja 60 vers 19 sê ook, die Here sal vir jou wees 'n ewige lig. So wanneer hy begin hier in Genesis, dan kom sê hy net, hierdie donker teenwoordigheid versus die lig is daar. Nou sal jy seker wonder, maar wat is hierdie donker teenwoordigheid? Het jy al daaraan gedink, een of ander tyd, voordat die wêreld geskep is, moes dit gebeur het, dat die duiwel uit die hemel uitgegooi is? Ons lees daar in Esegiel daarvan, ons lees in Jesaja daarvan, ons lees bietjie in Openbaring daarvan. Maar dat die duiwel uit die hemel uitgegooi is en na die aarde toe gegooi is. So ietsie van hierdie donker waarvan ons lees hier, is die duiwel se teenwoordigheid. Maar God kom met sy lig en sy heilige teenwoordigheid en hy skei, daar's 'n skeiding, 'n duidelike skeiding tussen die donker, daardie donker wat mense vasbind, versus God se lig. Is daar 'n baie duidelike verskil. Nou interessant, as 'n mens verder deur die Ou Testament blaai, dan sien jy hoe God hom openbaar, as hy homself bekend maak, maak hy homself bekend as in die vorm van lig. In Eksodus 10 vers 23 bevind Israel hulle in Egipte. En toe hulle daar in Egipte is, die 9de plaag, was 3 dae duisternis gewees. En daardie duisternis was net waar die Egiptenare was, waar die Israeliete gewoon het, daar in Egipte, was dit lig. Maar dit was duisternis in Egipte. Nou daardie duisternis wat daar beskryf word, was meer as bloot net nag. Ietsie van die boosheid wat daar teenwoordig is, en ietsie van God wat saam met sy volk is. Eksodus 34, daarby vers 35, sien ons hoe as Moses in kontak was met God, hoe sy gesig gegloei het van die teenwoordigheid van God. En hy moes daardie glans eintlik toemaak. God wat saam met sy volk beweeg in 'n vuurkolom vir die aand, daai lig. Maar kom ek vat jou na Johannes toe. So met hierdie in gedagte van Genesis, kom ons nou by die teksgedeelte in Johannes 1. Nou, Johannes 1 het jy al baie gelees, maar Johannes 1 is eintlik vir ons soos 'n tweede skepingsverhaal ook, as jy mooi gaan lees. Want kyk hoe begin Johannes. Die teks gaan ook op jou skerm verskyn, en ek sal nou al hierdie ander goedjies verduidelik vir jou. In Johannes 1 kom praat hy en hy sê in die begin. Hy begin net soos wat Genesis begin, in die begin. Goed, kom ek gee gou vir jou net agtergrond. Wanneer Johannes 1 skryf, dan het hy al klaar 'n bepaalde ervaring saam met Jesus gehad. Hy het Jesus reeds ervaar as
as die rabbi, as die meester saam wie hy gewandel het. Hy het hom ervaar as die ene wat gekruisig is. Hy het hom ervaar as die ene wat opgestaan het, as die ene wat opgevaar het na die hemel toe. So met al hierdie goed in agtergrond, skryf hy dan die evangelie van Johannes. Skryf hy dit neer. En in die begin dan gee hy net eers 'n inleiding. En sy inleiding is, ons moet net eers Jesus posisioneer. Ons het so 3 weke terug, het ons stilgestaan ook uit Johannes 8 uit. Wanneer Johannes skryf, wat Jesus sê, ek is God. Ek is God. Ek is nie sommer net enigiemand nie. Ek wat Jesus is God. Nou kyk wat sê hy hier. In die begin was die woord daar. En die woord was by God. En die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan, het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe. En die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. So, hierdie verhaal, of hierdie inleiding, is eintlik, dis 'n tweede skepingsverhaal wat ons kry. So dit echo iets van die eerste skepingsverhaal, wanneer hy sê in die begin, Johannes gebruik hier woorde, soos wat ek gemerk het daar, in die so pink pers, die woord, daarso is woord, lewe en lig. Nou dit is skepingsterminologie, wat hy gebruik. En kyk wat sê hy in terme van hierdie, ons gaan nou daarby stil staan, maar kyk wat sê hy in terme van Jesus. Hy sê, die wat in geel is, hy sê 3 goed. Hy sê, hierdie Jesus, oor wie ek getuig en oor wie ek skryf, van wie ek skryf, hy was, in die begin was die woord daar. Onthou, Genesis het vir ons gesê, God het net gespreek. Hy het net woorde gespreek. Dis skepingsterminologie. En hier sê hy, hierdie Jesus was in die begin daar. Hy was die woord. Hy was deel van die ene wat geskep het. So, hy was van ewigheid af daar. En hy sê, hy was by God. Dis die tweede geel enetjie, by God. Dit wil sê, daar was 'n verhouding tussen hom en God. En dan sê hy die derde ene, hy was self God gewees. Maar vir my, waarby ek wil stilstaan, waarby ons wil kom vir vandag, hy sê in vers 4, in hom, in hierdie Jesus, was daar lewe. Nou hierdie lewe, is 'n anderste lewe. Wanneer hierdie woord lewe begin beskryf word, is dit die woord zoe. Dit is, God gee vir my en jou lewe, dat ek en jy hier op aarde kan wees. Maar as ek en jy weer gebore word, dan kry ons 'n ander lewe. Dan word ons vanuit God gebore. En nou sê Jesus, daardie lewe, om vanuit God gebore te word, om as ek tot bekering kom, is net te vind by my, want hy sê, in hom was daar lewe. In Jesus is daar lewe. En die lewe was die lig vir die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. By Genesis 1, wat kom doen God in vers 3? Hy kom skei die duisternis en die lig, die boosheid en die goedheid, die lig en die duisternis. En nou kom sê hy, hierdie Jesus wat in die wêreld ingekom het, as gestuurde van God, hy is die lig, want hy is God, hy is die lig, soos in Genesis 1 vers 3. En hierdie lig skyn in die duisternis, en hierdie duisternis is dieselfde woordjie as wat die duisternis is daar in Genesis 1 vers 3. So dit wil nie sê dat as ek nou in 'n donker vertrek instap, dat Jesus die lig gaan wees nie. Dis nie wat dit hier sê nie. Hy sê hier, Jesus is die lig as dit donker raak in jou lewe.
As dit voel asof die lewe jou verswelg, asof wanneer die duiwel kom en hy wil jou vasbind, en hy wil vir jou met 'n gees van vrees of angs of wat ook al wil hy jou vasvang, en hy wil eintlik 'n soort van 'n greep op jou lewe kry, sodat jy eintlik soos 'n bal aan die voet deur die lewe moet gaan, dan sê hy nee. Dis hoekom Jesus gekom het. Jesus het gekom sodat die lig kan skyn, sodat die lig kan oorweldig en kan oorwin. Dit kan oorwin, dit is wat hy sê, want hy skyn in die duisternis. En hoor wat sê hy? Die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Die vyand, die duiwel, kon nie vir Jesus oorwin nie. Aan die kruis het hy hom oorwin. So, Johannes 1, vers 4, is wanneer Jesus na hierdie wêreld toe kom en eintlik kom herstel. Want die duiwel was daar en die duiwel was doenig in die wêreld en hy het kom herstel. Hoor, wat sê Johannes 6, vers 63 vir jou? Dit is die Gees wat iemand lewend maak. Dis nie jouself nie. Die mens self kan dit nie doen nie. Dis die Gees wat vir jou daai nuwe lewe kom gee. En jy moet daar nuwe lewe hê. Wat ek vir julle gesê het, kom van die Gees en gee lewe. Dan gaan jy gaan kyk in die Grieks, dan sê hy daar die wedergebore lewe, gee hy. En dan vers 68, wanneer hy net daar sê, Simon Petrus het hom geantwoord, Here, na wie toe sal ons gaan? U woorde, u het die woorde wat ewige lewe gee. U spreek dit. Wanneer Jesus wandel en wanneer Jesus begin preek, dis hoe Johannes sy inleiding skryf. Hy sê hierdie Jesus is ook God. En dit is so mooi wanneer ons Filippense 2 van vers 5 af gaan kyk. En 'n mens gaan kyk eintlik daar hoe Filippense daaroor skryf, hoe Paulus daaroor skryf wanneer hy sê wanneer Jesus sy godheid verlaat en na hierdie wêreld toe kom, dan los hy nie die godheid daar nie. Hy los dit nie in die hemel nie. Hy kom met sy godheid hierheen en hy kom voeg mens wees by. En dis hoekom Jesus op aarde kan sê, ek is God. Ek is volledig God hier op aarde, maar ek is ook volledig mens. Dis hoekom as jy Jesus Christus ontken in jou lewe, as jy hom nie aanvaar as verlosser nie, as die opgestaande Here nie, dan gaan jy verlore gaan, want hy is God. En Jesus, Johannes skryf dat hy is die lig. Hy het mense uit die greep van die duisternis, uit die greep van die duiwel kom haal, want hy is lig. En wanneer Jesus dan praat in Johannes 8, vers 12, is hy weer in gesprek. Hy is daar in gesprek en is alweer die fariseërs hier rondom hom. Die fariseërs wat net die wet wil nakom en Jesus wil eintlik vir hulle sê, maar julle mis die punt. Julle sien my nie raak nie. Ek is God. Wie my sien, sien die Vader. En as julle in die Vader glo, moet julle in my glo, want ons is een. En dan sê hy vir hulle in Johannes 8 vers 12. Op 'n ander keer het Jesus vir die mense gesê, ek is die lig vir die wêreld. Die wêreld is in duister. Mense is vasgebind. Mense is nie gered nie. En Jesus sê, ek is die lig vir daardie duisternis in hulle lewe. So ek is die verlosser. Wie my volg, so wie in my glo, wie tot bekering kom en die nuwe lewe kry, sê hy eintlik, sal nooit in die duisternis lewe nie. Hoekom? Wat gebeur as jy tot bekering kom? God se Gees kom woon in jou.
dan kan die duisternis nie in jou kom woon nie. En dan moet jy begin met die proses om deur die Heilige Gees te kan begin beweeg en in afhanklikheid van hom te leef en toe te laat dat hy deur jou werk. So dis hoekom hy sê, as jy weergebore is, as jy hom volg, as jy sy kind is, dan het jy die lig in jou en jy sal nooit weer in duisternis lewe nie. Maar sal die lig hê wat lewe gee. Hoor wat sê hy vir ons? Hy sê, volg my, dat ek jou lewe kom verlig. Dat ek vir jou die lig gee. En as jy daardie lig het, en is binne in jou, dan sal jy die lig hê wat lewe gee. Onthou jy, wat sê die ander tekste? Dat hy gee vir ons die Gees, hy het aan ons die bediening van versoening toevertrou, hy het vir ons die Heilige Gees gegee, om mense na God toe te lei. Dis ons groot opdrag wat ons het. En hy sê, as bekeerling, het jy die lig binne in jou, nie die duisternis nie. Die lig wat lewe gee. Jy kan hierdie lig na iemand anders toe vat. En Jesus het dit prakties gaan toepas. Het jy al mooi gaan kyk wanneer hy met Nikodemus praat, daar in Johannes 3. Is Jesus en Nikodemus in gesprek met mekaar, en dit is eintlik so mooi hoe Johannes met die duisternis en die donkerte weerspieël. Nikodemus, wanneer kom Nikodemus na hom toe? In die helder daglig? Nee, vanuit die donkerte kom Nikodemus na hom toe. En Nikodemus is nuuskierig, want Nikodemus het Jesus se woorde van lig, het hy ervaar. Nou kom hy vanuit die donkerte, kom hy na Jesus toe, en hy kom praat hieroor. Johannes 3, van vers 3. Dit verseker ek jou, dan sê Jesus vir hom, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Kan ek nie in donkerte sien? Ons kan nie. As jy opnuut weer gebore word, dan sal jy die koninkryk van God sien. Dan is die lig in jou. Jy lewe anderste. Goed gaan anderste vir jou na vore kom. Wanneer jy die Bybel lees, gaan die Bybel anderste na vore kom. Dan vra hy hier, maar hoe kan ek dan nou weer gebore word? Dan sê Jesus vir hom, maar jy moet uit water en uit Gees gebore word. Jy moet nuut word. Wat uit die mens gebore is mens. En wat uit Gees gebore is Gees. So Jesus sê vir ons, jy moet weer gebore word. Daar's geen kwessie daaroor nie. En die gevolg sal wees, dat jy die ewige lewe sal hê. As ons net verder blaai na Johannes 9, toe is daar nog 'n praktiese voorbeeld, hoe Jesus hier die blinde man genees. Weereens iemand wat nie kan sien nie, en dan vra sy disippels vir hom, Rabbi, hierdie blinde man wat nou hier voor ons staan, is dit deur sy sonde, deur sy ouers se sonde, dat hy blind gebore is? Wie se sonde is dit? En dan sê Jesus, hy is daar sodat God verheerlik kan word. Vers 3 se B. Hy is blind sodat die werke van wat God doen in hom gesien kan word. En dan sê Jesus daar, solank as dit nog dag is in die lig, né? Moet ons die werke doen van hom wat my gestuur het. Die nag, die donkerte, die oordeel kom wanneer niemand kan werk nie, wanneer dit te laat is. Terwyl ek in die wêreld is, sê Jesus hier, is ek die lig vir die wêreld. Ons laaste, daar in 1 Johannes 1 vers 5, dis ook wat Johannes geskryf het, skryf hy, dis die boodskap wat ons by hom gehoor het, en wat ek nou aan julle verkondig, God is lig. Sy sê God is lig, Jesus is lig, selfde, Jesus is God, en daar is geen duisternis in hom nie. Vers 6 is 'n belangrike vers, as ons beweer, dat ons aan hom deel het, dat die lig nou in my ingekom het, né? My lewe het verander, en ons lewe in die duisternis, ek is besig met die dinge van die donkerte, met die verkeerde, lieg ons en handel ons nie volgens die waarheid nie. Want dan leef jy nie met dit wat in jou is nie.
sê hy vir jou. En 1 Johannes 2 vers 8 tot 10 sê ook vir jou, tog is dit ook 'n nuwe gebod wat ek aan julle voorskryf het. Dit is werklik so, dat dit werklik so is te sien in Jesus en ook in julle, want die duisternis is aan die verbygaan en die ware lig skyn alreeds. As iemand beweer dat hy in die lig is, maar hy haat sy broer, is hy nog steeds in die duisternis. Dis hoekom Jesus in Matteus 5 vers 14 heel eerste kom sê het, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk. Geseënd is die ene wat die lig in hom ingekry het, want aan hom behoort die koninkryk van God. Maar dan sê hy vir jou, en daaroor het ons al baie gepraat, ek en jy moet gaan ligdraers wees. Ek en jy moet die verskil gaan maak in hierdie wêreld, want die lig is in jou en daarom moet jy dit gaan uitleef. Maar vandag, wanneer ons met die reeks besig is oor wie is Jesus, dan weet ons dat Jesus is God. Jesus is die een wat by die skepping teenwoordig was. Jesus is die ene wat daar in 1 vers 3 ook sê dat hy hierdie heerlikheid van God is, dat hy hierdie lig is en dat hy skei van die duisternis. En toe hy op aarde kom, het ons dit prakties gesien, hoe hy mense verlos van die duisternis. Die duisternis is daar buite. Dit is daar. Duisternis probeer my en jou in sy greep kry. Maar weet vandag, God sê ek is die lig. En ek wil jou vandag weer vra, is jy seker dat jy die lig in jou het? Is jy seker dat jy die lewe in jou het? Maak seker daarvan. Want wanneer Jesus weer kom, wanneer hy kom om jou te haal en jy het nie die lig in jou nie, jy het nie hom in jou nie, dan sit verlore, dan is jy in die duisternis en nie in die ewige lig by die nuwe Jerusalem nie. Mag die Here elkeen van ons help. Mag ons altyd onthou, hy is die lig vir die wêreld. Hy is die lig vir Nelspruit Suid. Hy is jou lig. Kom ons sluit die oë. Vader, Jesus, Heilige Gees, U is 'n drie-enige God wat die wêreld gemaak het. U is 'n drie-enige God wat alles in stand hou. U is die God wat ons gemaak het. U is die God wat ons uit ons duisternis kom uithaal en vir ons bring na die ware lig toe, na U koninkryk toe. Na die goeie lig toe. Here, vandag is ons hier en ons buig voor U neer. En ons wil weer net ons lewe voor U neerlê. En dankie sê dat U alreeds in ons lewens ingekom het. Dat U die lig is in ons lewe. Here, maar dalk is hier vandag iemand wat nie seker is daaroor nie. Wat nie seker is of hulle U as verlosser aanvaar het en of hulle die lig het nie. En as hulle vanoggend net kom sê, hier is ek, Here. Ek sterf in myself. Kom maak U koning van my lewe. Dat U die vreugde en die lig in hulle sal plaas. En hulle op 'n wonderlike geestesreis sal neem. Dat hulle die lig wat in hulle is sal uitleef. Help ons om dit te doen, Here. Help ons om ligdraers te wees. Maar altyd
na U op te kyk. Dankie vir alles wat U vir ons doen. Dankie vir die verlossing, Jesus. In Jesus naam bid ons dit. Amen.